Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord vir oggend is so gepas vir hierdie maandag, wat die tema is, hou moed. Nehemia 4 vers 9 sê, maar ons het tot ons God gebid, en om hulle ontwil 'n wag teen hulle uitgesit, dag en nag. Juda het gesien dat die lasdraers beswyk onder die oorweldiging van die pynhoop, wat net te groot is, sodat hulle die muur nie kon bou nie. Om van bo af die stene uit te haal en te begin bou, is nie moeilik nie, maar om in die pynhoop die mooi en die waardevolle boustene uit te soek, raak baie moeilik. Die vyand het gesê hulle mag niks sien en weet, totdat hulle tussen hulle ingekom het nie, en hulle kan doodmaak en 'n einde maak aan hulle werk. Ons moet mooi kyk wie tussen ons is. Alles is nie soos wat dit lyk nie. Nehemia het hulle aangemoedig om te bou, maar kyk na sy strategie. Op die laagste plek, op die kaal plekke, het hy manskappe aangestel en hulle opgestel volgens geslagte en families, dat hulle nie hoef bang te wees nie, want hulle moet aan die groot en gedigte Here dink. Toe die vyande hoor dat hulle uitgevang is en dat God hulle plan veruidel het, kon elkeen teruggaan en weer bou aan die muur. Hulle het letterlik met werpspies in die een hand gebou en 'n swaard in die ander hand, vasgegord en die basynblaser het by hulle gestaan. Hierdie werk was groot en uitgestrek. Ons is ver van mekaar af op hierdie muur, en laat ons op die plek waar ons die geluid van die basyn hoor by mekaar kom, want God sal vir ons stry. Nehemia self en sy mense het nooit hulle klere uitgetrek nie, elkeen met sy wapen en sy water. Nehemia het lewe gebring en dood, krag en swakheid, en moedeloos het hy na God toe gedraai as hulle moedeloos was. Ons hoef nie duisende te wees nie, ons moet net by onsself begin. Nehemia 4 vers 2, en voor sy broers in die leer van Samaria gespreek en gesê, wat maak die magtelose Jode? Sal 'n mens hulle laat begaan, sal hulle offer? Sal hulle dit vandag nog voltooi? Sal hulle die klippe uit die grond oop lewendig maak, al is dit deur vuur verbrand? Dit is hoe die stemme van die vyand geklink het. Die vyand het geweet dat hierdie muur gebou moet word in 'n uur van oorlog en van verwoesting. Hulle moes daar die muur uit die pynhoop uit opbou. Hierdie gebrande stene stel God se kinders voor wat op die rommelhoop lê. Waar 'n muur gebrand lê, is letterlik as tot stof. Wat is herlewing? Soos God uit die stof van die aarde die mens voortgebring het, so sal elke oog die wonderwerk aanskou, dat God uit hierdie land gaan voortbring. Nie voorspoed nie, maar kindskap, wat hulle Vader se hart verstaan. Die van ons lyk, wat soos pynhope is. Waarom? Matteus 21:44, en hy wat op hierdie steen val, sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. Baie van ons probeer die krag van die Heilige Gees se vloei teestaan in wat God in ons wil hê. Ek waarsku jou, die Here Jesus wat die hoeksteen is, gaan jou verpletter. Baie keer wil ons sê dis die vyand, regtig, gaan ondersoek bietjie jou eie lewe, of jy nie God se Gees teestaan nie. En by hierdie tema van hou moed, wil ek jou bedien vanoggend met die bloed van Jesus Christus, dat jy by die krag van sy bloed uitkom, hoe hy vergewe het, en hoe jy ook die kans kry om vanoggend te vergewe, want dit is dikwels onvergifnis in ons lewe, wat ons moed breek, en dat jy ook vanoggend by sy genesing sal uitkom, die genesing deur die wonde van Jesus Christus. Mag jy vandag weet, dat die Here jou geroep het, om mure te herstel, mure van Jerusalem, om vrede te herstel, dat hy jou geroep het, om die poorte te hang, om te kan verkondig, daar is net een poort, een weg, Jesus Christus. Amen.